Goeiemôre graad 2's. Juffrou hoop julle het 'n baie lekker naweek gehad en ook 'n baie lekker week waar julle 'n bietjie kon rus. Juffrou hoop julle het lekker gespeel en lekker gerus en dat julle baie mooi soet was met mamma en pappa. Reg. Hierdie week gaan ons lekker nuwe dinge leer. Ons gaan ook 'n bietjie hersien. So kom ons begin sommer dadelik met die datum en die handskrif en ook ons nuwe lopende skrifpatroon. Dan gaan ons werkies oopmaak vir ons. Reg. So kom ons kyk, wat is die datum vandag? Die datum is die 18de Mei 2020. Wat kom voor 18? 17, wat kom na 18? 19, wat kom voor Mei? April, wat kom na Mei? Junie. En sê gou vir my, watter dag is dit vandag? Dit is vandag Maandag. Wat was gister? Sondag. En wat is môre? Dinsdag. Reg. Soos julle kan sien, het ons 'n nuwe patroontjie hier. Maar die patroontjie lyk sommer vir ons baie bekend. Hoekom? Want ons het al gedeelte van hierdie patroon geleer in graad 1 en in graad 2 ons nog geoefen. So hierdie stukkie van die patroon, die middeldeeltjie, ken ons. Ons ken die hasie-springpatroon wat op en af spring. Die enigste ding wat nou verander is dat hy kry 'n vlekkie wat hier opgaan en hy kry 'n stertjie op die einde. So lopende skrif het gewoonlik 'n begin en 'n einde, 'n vlekkie en 'n stertjie aan die einde. En meeste patrone of lettertjies begin en eindig so. In ons lopende skrif doen ons vasskryf. So hierdie patroon dink jy vir my gaan julle baie mee sukkel nie. Jy dink julle gaan sommer dit baie vinnig en maklik regkry. So al verskil is dat daar's die vlekkie begin, hy gaan om en dan maak ek my beentjies en ek maak my stertjie. Hierdie patroontjie is natuurlik rond. Julle kan sien daar's nie skerp punte nie en hy het klein venstertjies hier tussen, kan julle sien. So kom ons oefen nog gaga met die vlekkie en die stertjie aan die begin en aan die einde. So ons gaan begin en ons gaan om help ons. Maak ons beentjies, 5 beentjies en dan eindig ons met 'n stertjie. Probeer gaga weer om en ons hop, 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 hop. Nog een keer en ons maak 'n stertjie. So dit is baie lekker maklik. Wat juffrou wil julle moet doen, is jy moet gou die video stop en dan doen julle gou julle handskrif. Reg. Ons is klaar met ons handskrif. Ons gaan nou wiskunde doen en ons gaan bietjie die verdubbel opbreekmetode hersien. So juffrou het dit al klaar vir ons verduidelik. Ons het dit al gedoen. As julle vergeet het of sukkel, dan gaan kyk julle weer daai video wat juffrou vir julle gemaak het wat net oor verdubbel die opbreekmetode gaan. Maar juffrou het vir julle 'n voorbeeld gedoen en jy het nog steeds die pyltjies geteken sodat julle dit vir julle kan help om die antwoordjies te kry. So juffrou gaan gou die eerste met julle verduidelik en deurgaan en dan probeer julle self die ander 3 doen. Reg, ons gaan 24 verdubbel. Ons eerste stap by verdubbel is ons breek die getal op. En as ons 24 opbreek, dan kry ons 20 plus 4. En dan tweede stap is ek verdubbel. Onthou julle. So 20, as ek 20 verdubbel, dan kry ek 40. En as ek 4 verdubbel, dan kry ek 8. En dan my laaste stap, derde stap, is ek kry my antwoord. 40 plus 8 is 48. Reg. So wat juffrou wil julle moet doen, is julle moet gaan met getalletjie 31, 16 en 25 op julle eie probeer doen. En dan daarna gaan juffrou saam met julle die antwoorde deurgaan. Stop gou die video, dan probeer julle gou self. Reg, kom ons kyk gou, ons gaan die stappe. Ons getalletjie is 31. Stapie 1 is ek breek die getal op. 31 opgebreek, kry 30 plus 1. Goed, tweede stapie is ek verdubbel. Onthou julle, verdubbel 30, gee vir my 60. Verdubbel 1, gee vir my 2. En 60 plus 2, gee vir my 62. Dan kry ek 16. Eerste stap is ek breek op.
As ek 16 opbreek, kry ek 10 plus 6. Dan tweede stap, ek verdubbel. Verdubbel 10 is 20. Verdubbel 6 is 12. Derde stap, ek skryf my antwoord. 20 plus 12 gee vir my 32. Reg, laaste enetjie. 25. Eerste stap is ek breek op. Ek skryf 20 plus 5. Dan tweede stap is ek verdubbel. Verdubbel 20 gee vir my 40. Verdubbel 5 gee vir my 10. Derde stap, kry my antwoord 40 plus 10 gee vir my die antwoordjie 50. Dan sal die vroeg julle het hulle reg gekry. Nou gaan ons 'n bietjie tel in tiene. So jy gaan vinnig al 100 blok oopmaak of al 200 blok liewerste. Reg. En ons gaan nou in tiene tel van enige getal. So, juffrou weet, julle kan dit maklik doen. Kom ons doen gou drietjies saam. Juffrou gaan van 44 af, vorentoe tel in tiene. 44, 54, 64, 74, 84. Ons doen nog een, hè. Juffrou tel in tiene van 138 af terug, 138, 128, 118, 108, 98, 88. En jy sien die patroontjie. Onthou aan ons 10 spring, dan gaan hy, as ek vorentoe tel, ondertoe, as ek terug tel, boontoe, né? Laaste enetjie, kom ons tel in tiene van 181, ons gaan weer terugtel, 181, 171, 161, 151, 141, 131. Dis dit. Nou wat juffrou wil hê, julle moet doen, julle kan hierdie 200 blok gebruik, of julle eie een by in julle huiswerkboeke, of in julle huiswerk flipfiles. Julle kan ook uit jou kop uit probeer tel, maar wat juffrou wil hê julle moet doen, is julle moet 3 getalletjies kies. Julle moet in tiene tel van enige getal vorentoe en terug. So stop gou die video, dan tel jy gou vir juffrou. Goed, juffrou het dit lekker getel. Ons kan nou in 1, 2, 5 en tiene van enige getal tel. Sommige kere gaan ons nog 100 blok nodig hê om ons te help. Dis oké, maar juffrou wil hê julle moet probeer en jouself uitdaag en bietjie probeer tel uit julle kop uit. Oké. So kom ons gaan nou terug, voor ons terug gaan ons werkies toe, gaan ons 'n bietjie blitswiskunde doen. En blitswiskunde beteken mos vinnige antwoordjies. En is lekker maklik vandag, ons gaan voor en na doen. So wat kom voor 17? 16, wat kom voor 35? 34, wat kom voor 62? 61, wat kom na 21? 22, wat kom na 38? 39, laaste enetjie, wat kom na 54? 55, reg, ek kan vir mamma vra om ook vir julle 'n paar te vra, 'n paar voor en 'n paar na getalletjies. Reg, kom ons gaan terug na ons wiskunde werkies toe. Ons nog een werkie om te doen, dink juffrou. As ons gaan nou 4 doen, soos nou klaar die opbreek metode vir verdubbel gedoen en dan heb ek die antwoordjie ons groter. Maar wanneer ek al 4, heb ek die antwoordjie ons kleiner, ek verdeel dit ons in 2 groepies, nee. En juffrou het al die stappe vir julle verduidelik. So as jy sukkel nog daarmee, gaan kyk daai al 4 video, gaan oefen hom weer. Maar juffrou het die pyltjies nog steeds vir julle ingeteken om vir julle te help en ek het ook 'n voorbeeld vir julle gedoen wat julle ook kan gebruik. Kom ons gaan gou die voorbeeld. Getalletjie is 20 en 28 en onthou, wanneer ek verdubbel of halveer gebruik ek elke keer dieselfde stappe.
Behalwe, wanneer ek verdubbel, dan verdubbel ek en die antwoord raak groter, en wanneer ek halveer, dan halveer ek en my antwoordjie raak kleiner. So my getalletjie is 28. Stap nommer 1 is ek breek dit op in 'n 20 plus 8. Stap nommer 2, ek halveer nou. Daar is nou besig met halvering. Die helfte van 20 is 10. Die helfte van 8 is 4. En dan derde stap skryf my antwoord. 10 plus 4 gee vir my 14. Reg, wat julle moet doen is julle moet gou vir my halveer 16, 32 en 46. En dan wanneer julle klaar is, gaan ek en julle saam daardeur gaan. So stop gou die video, dan probeer jy gou op jou eie. Reg, kom ons kyk gou of julle dit reg kan kry. My getalletjie is 16. Juffrou weet van julle kan sommer 16 uit julle kop uit halveer. Maar kom ons volg die stappe. Eerste stap is ek breek die getal op. As ek 16 opbreek, dan kry ek 10 plus 6. Tweede stap is ek halveer. Helfte van 10 is 5. Helfte van 6 is 3. Derde stap kry my antwoord. 5 plus 3 gee vir my 8. Dan 32, dis my getalletjie. Stap nommer 1, ek breek op. 30 plus 2, stap nommer 2, ek halveer. Helfte van 30, dis 'n moeilike ene, dis 15. Ek hoop julle het reg gekry. Helfte van 2 is 1. En 5, dan by my derde stap, 15 plus 1, die antwoord is 16. Reg, laaste enetjie, 46, stap nommer 1 is ek breek die getal op, en 'n 40 plus 6, stap nommer 2 is ek halveer, die helfte van 40 is 20, helfte van 6 is 3, en dan derde stap is ek kry my antwoord, dis 20 plus 3, my antwoord is 23. Daar's dat. So ons moet verdubbel en halveer hersien. Nou gaan ons net 'n bietjie patroontjies doen, soos wat ons op die mat sou uitpak, of sou doen op ons bordjies. Wat ek wil hê julle moet doen, is julle moet probeer om dit te doen sonder julle 100 blokke, maar as julle sukkel, dan haal julle 100 blokke uit. En julle kan sien, juffrou het kleure by die patrone gesit, so as jy inkleurpotlode of uitdraai kry het, dan kan jy dit gebruik, en dan kry julle vir my die antwoord. Juffrou gaan daardeur gaan. Die eerste een is 'n patroontjie, driehoek, vierkant, sirkel, hartjie. Dan is dit 88, 90, 92, dis 'n telpatroon, spasie, spasie, 98, 100, spasie, 104. Dan is daar so 'n sirkeltjie, 'n pyltjie, 'n reghoek en 'n gesiggie. Daar is 'n patroon, dan ons twee telpatrone, 150, 145, 140, spasie, spasie, 125, spasie, 115, 110, spasie, 44, 54, 64, spasie, spasie, 94, 104, spasie, spasie, 134, en die laaste is weer 'n patroontjie, 3 streepies, 'n reghoekie, 'n kolletjie en 'n kruisie. So onthou, en as 'n patroontjie herhaal, dan moet ons die hele patroon herhaal. Ons kan hom nie opbreek nie. En wanneer ons tel, dan moet jy nou onthou, daar's verskillende stappe wat ons volg. Ons kyk eers, raak die getalletjie groter of kleiner. Dan kyk ons, tel ons vorentoe of tel ons terug. En dan kyk ons waarin ons tel. En dit gaan ons help om ons antwoorde kry. So stop gou vir die video, dan probeer jy gou op jou eie, en dan gaan ons die antwoordjies deurgaan. Reg, ons gaan 'n bietjie tel en patroon antwoordjies doen. Onthou, moenie vir die antwoorde luister as jy nog nie self probeer het nie. Ons eerste enetjie is 'n patroon. Dit sê driehoekie, vierkant, sirkel, hartjie. Nou die hele patroon moet herhaal word. Ons moet weer skryf. Driehoekie, vierkantjie, sirkel, hartjie. Ons moet weer skryf. Driehoekie, vierkant, sirkel, hartjie.
En sien wat ons plek hardloop uit. Ons kan nou net teken driehoekie, vierkant, sirkel. Sal dit reg wees as ons die hartjie uitlos? Nee, ons kan nie die hartjie uitlos want dan is die patroon onvoltooid. Hy is nie klaar nie. So wanneer ons patrone voltooi, ons seker maak dat ons hierdie hele patroon herhaal en nie enige dele daarvan uitlos nie. Reg, ons kyk gou na die telpatroon. 88, 90, 92. Raak die getalletjies groter of raak dit kleiner? Dit raak groter. Tel ons vorentoe of tel ons terug? Ons tel vorentoe. En met hoeveel spring hy elke keer? Hy spring met 2. So kom ons tel. 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104. Dis reg. Volgende enetjie is weer patroon. Dit is 'n sirkeltjie, 'n pyltjie, 'n reghoek en 'n glimlaggie en ons herhaal daai hele patroon weer. Ons herhaal daai hele patroon weer. En ons probeer vir 'n derde keer as daar genoeg plek is. Sirkeltjie, pyltjie, reghoek, gesiggie. Onthou ons kan nie net 'n gedeelte daarvan teken. Ons moet die hele patroon teken. Reg, volgende ene is 'n telpatroon. 150, 145, 140. Raak die getalletjies groter of raak dit kleiner? Dit raak kleiner. Dit beteken dat ons vorentoe of tel ons terug. Ons tel terug. Met hoeveel spring hy elke keer? Hy spring met 5. So kom ons tel. 150, 145, 140, 135, 130, 125, 120, 115, 110, 105. Reg, laaste telpatroontjie 44, 54, 64. Raak hy groter of kleiner? Hy raak groter. Tel ons vorentoe of terug dan? Ons tel vorentoe en hoeveel spring hy elke keer? Hy spring met 10, né? Kom ons tel. 44, 54, 64, 74, 84, 94, 104, 114, 124, 134. Onthou getalletjies wat so groter op in die honderde. As jy jou 200 blok dan wil gebruik, dan is dit reg om seker te maak jy skryf getalletjies reg. Reg, ons laaste enetjie is 'n patroontjie. 3 streepies, 'n reghoek, 'n kolletjie, 'n kruisie. En ons maak seker dat ons daai hele patroontjie herhaal. En ons probeer altyd meer as 1 keer. As ons hom net 2 keer kan herhaal, maar dis al plek waar ons is dit reg. Ek gaan kyk of ek 'n derde blokkie kan inpas. 3 lyntjies, reghoekie, kolletjie, kruisie. Onthou ons kan nie vir die kruisie uitlos as ons nie genoeg plek is nie. Ons kan nie die patroontjie opbreek nie. Ons moet daai hele patroontjie herhaal. Dis al. Goed, ek hoop julle het dit geniet. Nou wil jy vra hê moet julle julle nuwe leesboekie uithaal en lees Frikkie wasmasjien. Onthou, ons het die woorde verlede week Vrydag al geoefen. So onthou, ons mamma moet dit eers vir jou lees en saam met jou lees voordat jy self probeer. Seker te maak jy ken al die woordjies en jy verstaan die sinne. Goed, so stop gou die video vir juffrou, dan gaan lees jy gou vir Frikkie wasmasjien en dan gaan ons aangaan na ons woordbou toe daarna. Reg, ons is klaar gelees, nou het ons die vul woordjies, jy gaan daai klankie vul, né? Reg, kom, juffrou gaan nou eers vir ons lees, dan gaan ons dit klank en dan gaan ons kyk of jy die betekenis ken. So die eerste woordjie is fluit, flap, flou, fliek, flink, flamink, flenters, fluister, fladder. En dan die laaste enetjie, fles.
Reg, kom ons klank dit gou saam. Fluit, fluit. Jy moet sommer juffrou nou doen, hè? Flap, flap. Flou, flou. Fliek, fliek. Flink, flink. Flamink, flamink. Dis lekker groot woordjies, né? Flenters, flenters. Fluister, fluister. Fladder, fladder. Fles, fles. Jy kan ook klap by die huis as jy wil om dit vir jou makliker te maak. Kyk gou vir juffrou of jy deur hierdie woordjies op jou eie kan lees en of jy weet wat elke woordjie beteken. So jy moet eers stop, weer dit lees en kyk of jy elke woordjie se betekenis ken en dan gaan ons sinnetjies maak. Reg, kom ons kyk gou of julle al die woordjies se betekenisse ken. Fluit, die vroeg lekker almal fluit, en we gaan probeer fluit. Fluit nie baie goed nie, maar baie maatjies kan baie mooi dingetjies en liedjies fluit, nê? Die voeltjies fluit baie mooi buite. Flap, die voeltjies buite weer eens flap hulle vlekkies en dan vlieg hulle. Flou, dit is wanneer iemand nie lekker voel nie, dan val hy flou, dan verloor hy sy bewustheid. Jy kan ook sê die koeldrank is baie flou. As jy koeldrankies aanmaak en jy gooi te min van die poeier in, dan kan dit baie flou wees. Dit proe dan nie so soet nie, né? Fliek, ons kyk 'n fliek op die televisie. Flink, dis wanneer iets baie vinnig doen. Jy skryf mooi en flink jou werkies af. Jy skryf lekker vinnig af. Flamink is natuurlik 'n voeltjie, ons het van hom geleer. Toe ons oor voëls gepraat het wat by die vars water lewe, jy verhoop julle kan dit mooi onthou. Flenters is wanneer iets stikkend is. So, my glas het flenters op die vloer gevaai, het in klein stukkies gebreek. Ons nou niks meer oor daarvan, ek kan hom nie meer regmaak nie. Fluister, dis hoe ons moet gesels in die klas, né? Wanneer ons mag, dan kan ons fluister. So as jy baie saggies praat, né? En fladder, die skoenlapper fladder weg as wanneer hy sy vlekkies flap en hy wegvlieg en fladder hy. En die laaste een fles, mamma sê die konfyt in die fles is gewoonlik 'n glashouertjie, né? Reg, wat jy vir nou wil hier moet doen nou dat ons die woordjies betekenisse ken, is jy moet vir die woordjies oefen en dan moet jy vir my 'n sinnetjie skryf met fliek en met fles. Want onthou 5 woorde of meer in 'n sinnetjie en onthou ook hoe interessante sinnetjies te skryf. Ek wil nie hê ons skryf ek kyk 'n fliek nie. Ek wil hê dit moet interessant wees en moet kreatief wees. So stop gou die video dan voltooi jy gou jou woordbouaktiwiteit. Goed, ons woordbou is nou klaar. Now we're going to do some English. Before we start with our phonics, I would like you to go read Who is the Robot? That's your new English reading book. And I want you to go and practice it. I want you to ask mommy or daddy, or maybe your older brother or sister to read it for you first. And 2, that you can first understand the story and all the words. And then when you are done, you can try it on your own. Remember, we're going to read this book for the whole week. We've already started to learn the words on Friday, a week ago. So I want you to quickly pause the video, stop it, and then I want you to go practice Who is the Robot? Reg, julle is nou klaar met julle Engelse boekie. Nou gaan ons phonics doen. We are going to do some phonics now. So teacher's going to speak in English and in Afrikaans to explain, to make sure that you understand. We are doing the O words, the O, and I'm going to read the words and then we're going to read it together. Okay. We have hot, pot, mop, cot, and fox. And these are nice and easy words. Words that most of these words we have practiced before. All of them have only 3 letters in, so it's not going to be difficult to remember. So let's read together. Hot, pot, mop, cot, and fox. Right.
Do you know all the meaning of each of these words? Let's see. Hot. When the sun is shining, it is very hot, or I like to drink hot chocolate. Pot, I put my food in the pot to cook it. Mop, I use a mop to clean the floor. Cot, that's the baby's bed. The baby sleeps in a cot. And fox is a wild animal. I hope you remember when we spoke about foxes. That's a type of wild animal that normally lives in the woods or the forest. Right, I want you to read these words one more time, and then I want you to write me a sentence using the words pot and hot. So quickly stop the video and complete your phonics, and then we are going to revise it in Afrikaans. Reg, ek hoop julle het julle sinnetjies geskryf. Ons gaan gou vinnig weer deurgaan in Afrikaans, net om seker te maak dat julle verstaan. Hot is natuurlik warm. Pot is dieselfde in Afrikaans as 'n pot. Mop, ook in Afrikaans kry ons 'n mop. So daar's twee woordjies wat julle al klaar kan skryf, en dit is in Afrikaans dieselfde. Cot is waar die babatjie in slaap, is die babatjie se bedjie. En fox is natuurlik 'n jakkalsie, is 'n wilde dier. Reg, nou ons laaste Engelse werkie is in julle Engelse flipfile, is daar high frequency words, is 'n lekker groot moeilike woordjie. Wat juffrou wil hê julle moet doen, is julle moet row 8, juffrou het dit in die donkerblou wolkie geskryf, jy moet dit kan lees en 'n sinnetjie kan maak met elke woordjie. So die woordjies is of, my, one, him, time. En wat juffrou wil hê, is julle moet net vir my die woordjies kan lees, en jy moet ook die woordjies 'n sinnetjie mee kan maak, sodat julle moet kan verstaan wat elke woordjie beteken. En dis ons laaste Engelse werkie vir vandag. So stop gou die video, dan probeer jy gou-gou 'n sinnetjie maak met elkeen van hierdie woorde en dit ook te kan lees. Reg, nou gaan ons gesels oor ons tema werk, ons lewensvaardigheid. Die nuwe tema van die week is nog steeds waterdiere. Verlede keer toe ons gesels het oor 'n tema, het ons natuurlik gesels oor diere wat in die vars water woon, soos in 'n dam of in 'n rivier of 'n stroom. Vandag gaan ons gesels en die hele week oor diere wat in soutwater woon. So die keer gesels ons nie oor diere wat in vars water woon nie. Onthou, vars water is gewoonlik watertjies wat ons kan drink en water wat in die binneland voorkom. Nou gaan ons gesels oor soutwaterdiere, diere wat in die soutwater lewe. Ons natuurlik kan die soutwater drink nie. Ons sal nie kan oorleef op die soutwater, dit sal ons nog meer dors maak. Maar daar is verskillende maniere hoe jy soutwater kan verander na varswater. Dit is 'n baie duur proses en hulle het baie groot masjiene en daai water hardloop deur die masjien en dit maak die soutwater na varswater, so dit neem al die sout uit dit uit. Ons het die sulke baie masjiene in Suid-Afrika daarvan, ons het gelukkig baie riviere en damme wat ons kan gebruik vir ons water, maar daar is lande wat baie droogtes het en hulle het die see om hulle en dan kan hulle daardie water gebruik om vars water te maak. Maar ons gaan nie daaroor bekommer nie. Vandag gaan ons gesels oor verskillende soutwaterbronne. So ons kyk gou na die werkie. Reg, die werkie sê dat soutwater is nie drinkbaar. Ons kan dit nie drink nie. Soos die vrou nou gesê het, as ons soutwater moet drink, dan sal ons dit nog meer dors raak. Jy het ook vroeër gesels oor hoe ons soutwater kan verander na varswater, maar soutwater wat in die see is, ons kan dit nie drink. As ons 'n bietjie in ons mond gaan, niks sal gebeur nie, maar ons kan proe, dis sout, dit smaak nie so lekker nie. En ons kan dit gebruik om te drink nie. Nou, daar's twee verskillende plekke waar ons soutwater kry. En dis in rotspoele en in die see. Nou, 'n rotsspoel is natuurlik daar waar al daai rotse en klippe is aan die strand, daar waar die see en die branders uitspoel. Daar's gewoonlik ons 'n klein opvanggebiede, klein waterpoele en rotsspoele waar daar ook natuurlik diertjies in woon. Ons weet ook natuurlik hoe lyk die see. Ons is gelukkig, ons bly in die Weskaap, so ons is amper omring deur die see. Ons het die Weskus en natuurlik die Suidkus.
waar juffrou môre 'n bietjie gaan gesels, maar ons gaan nie vandag oor al die diere praat nie. Juffrou gesels nou net vandag oor die twee plekke, die rotspoele en die see. En wat juffrou wil hê julle moet doen, is julle moet voordat juffrou vir julle van die diere vertel, 'n bietjie gaan dink oor watter diere dink julle woon in die rotspoele en watter diere dink julle woon in die see of in die oseaan? En ons gaan ook later gesels oor die verskil tussen die see en die oseaan. Dit is amper dieselfde. So watter diere sal in die see en in die oseaan leef en watter diere sal in rotspoele leef en hoekom sal jy nie diere kry wat in die see lewe ook in die rotspoel kry nie? En hoekom sal die diere wat in die rotspoel bly nie noodwendig in die see bly nie? Gaan dink so 'n bietjie vir juffrou. Wat juffrou wil hê julle moet doen is julle moet vir my weer deur hierdie stuk lees. Jy hoef dit nie neer te skryf nie. Onthou net dat soutwater kan ons nie drink nie en dat soutwater is gewoonlik in die buiteland, die see en die bronne is ons rotspoele en die see of die oseaan. En dan gaan teken julle vir my diertjies wat julle dink in daardie bronne voorkom. Reg. Graad 2, juffrou hoop julle het 'n baie lekker dag gehad en dat julle hierdie werkies geniet het. Juffrou hoop dat julle nog julle verdubbel en halveer kan onthou en dat julle nou mooi gaan dink het oor al die verskillende diere wat in die soutwater woon. Môre gaan ons nog meer gesels. Juffrou gaan ook vir mamma môre 'n lesie stuur of oormôre oor verskillende diere wat in die soutwater lewe en juffrou sal kyk of ek 'n ekstra video daar kan maak en dan kan julle 'n bietjie daarna ook kyk. Julle moet 'n baie lekker middag hê. Juffrou sien weer vir julle môre. Tata graad 2's.